Pastoor Peper se alleenloper begrafnisklub orkes. Episode 3. Carlos en Janina de Ruyter se Afrikaanse oupa was een van die eerste grondeienaars in die omgewing van Marloth Park, lank voordat die plek geproklameer is en in erwe omskep is. Hierdie huis, waarvan niemand weet nie, wys nie op die kaart nie. Dit het ook nie regtig 'n nommer nie. Jy sal dit nie met normale paaie bereik nie en kry dit slegs op uitnodiging of per GPS. Jy dink jy's buite Marloth Park, want daar moet jy wag vir 'n hek om oop te gaan voor jou, sodat jy kan deurry. Dan dink jy jy's op 'n citrusplaas en dat jy verdwaal het op die verdwaalplase. Ag, eintlik moet jy liewe nie dink nie. Dit is deel van Marloth Park. Of het is nie. Besluit self. Slegs een ander Marloth Park huisie is van hier af sigbaar, die een waarop Janina en Carlos nou staan en afkyk. 'n vierhoutjie boksie groote plek, wat op flenterspale en skewe mure staan. 'n eiendom wat tot onlangs aan 'n Kaapse prokureur, Philip Coetzee, behoort het. Philip het dit van sy oom Nicolaas Coetzee, 'n vriend van oupa de Ruyter, geërf en wou dit eintlik glad nie hê nie. Die plek is nog vis, nog vlees en meer 'n las as 'n vreug. Deel van 'n plaas op die Krokodilrivier se oewer. En nou is die plek om een of ander baie vreemde rede verkoop aan mense van Pretoria, noem Carlos net so terloops aan Janina. Hoe en hoekom sal niemand weet nie. Hy het self nog die privaat te koop bordjie by die pad gaan opsit op Philip se versoek, al het hy gedink niemand gaan dit raak sien nie. Hy het gesê gee die plek vir 'n eiendomsagent om te verkoop, maar Philip wou kraam toe hy dink aan die kommissie wat hy moet afstaan. Soos dit is, gaan hy omtrent niks wat die weggesteekte klein krooitjie kry nie. Ai, en oom Nicolaas het die plek met soveel liefde aan hom nagelaat, hy en die tannie wat nooit hulle eie kinders gehad het nie. As daar nie 'n koper gekom het nie, moet die plek maar gaan staan en vrot, het Philip gevoelloos opgemerk. Gelukkig het iemand nou baie jare later hier kom verdwaal en die plek gesien, voordat dit van die pale en stene afgetuimel het. Al het die water van die krokodil in Januarie baie naby verbygewoed en het amper met die vloed saamgeneem. Daar is 2 erwe tussen Barcelona en die onaansienlike ou huisie, wat jy met so 'n snaakse hoek moet benader. Die eiendom is nader aan Marloth Park, glo dit as jy kan, maar die pad daarna toe maak 'n Kaapse draai agter Barcelona verby. In die somer is die plante groei gewoonlik so ruig tussen hier en daar, dat dit wegraak tussen die groen lower. 'n gelapte en gestopte huisie, want die teerpale waarop het gestaan het op 'n stadium begin ingee. Toe laat bou oom Nicolaas mure met sulke klein venstertjies in onder die huisie om dit staande te hou. Later het hy 'n klein gastetoilet in die een hoek teen die muur vasgebou vir daai vriende van hulle, wat soos hy en die ou vrou ook nie meer so flink was om die trappe te kon opvlieg wanneer die natuur geroep het nie. Toe verleng hy die muur na die ander kant toe en bou self 'n lekker groot braaiplek, krom en skeef met 'n skoorsteen wat soos 'n kabouterhoed na die een kant toe hang. Stene wat hy van die bouery af kon wegry as mense klaar is daarmee. 'n motgevrete spil wat sal maak dat enige argitek dit met 'n groot hamer wil platslaan, maar baie sentimenteel vir Carlos. Aan die kante het die ou oom tralies in die mure vasgebou. Dit hou mense en groter diere uit, maar nie slange en rotte nie. Nie die heel grootstes soos seekoeie en olifante nie, maar seekoeie en olifante is gelukkig nie grotbekruipers nie, het oom Nicolaas altyd gelag. Oom Nicolaas het die tralies met oogiestraat oorgetrek vir die kleiner diere. Deesdae kort dit lap en stopwerk, want die bobbejane steek handjies deur en dan trek hulle aan die draad en breek dit. As hulle hier kon kwaad doen, wat daarom nie meer so baie gebeur nie, want die citrusplaas se ouens jaag en skiet hulle deesdae. Die toilet en wasbak en die kombuiswasbak, wat langs oom Nicolaas se braai is, staan daarom nog,
danksy die kamera's wat 'n oog moet hou oor die plek. As daai kamera oogies iets of iemand gewaar, gaan 'n alarm oorverdowend aan die skree, en dit waarsku die ouens by sekuriteit ook. Dan jaag die mense om te gaan kyk wat aan die gang is, en Carlos stap op om self te gaan kyk wat daar aan die gang is. Die bobbejane te jaag, want hy wil nie hê die mense met hulle skiet nie. Dit is nie dat Carlos glo dat die mense wat die sonpanele weggedra het, vir Barcelona gesit en dophou het en gesien het, toe hy met die oorseese groep Wildtuin toe gery het nie, maar dit het toevallig op daai dag gebeur. Daar is heel wat mense wat op verdwaalse plase werk, wat hier naby moet verbystap, en almal het nie altyd die beste bedoelings nie. Party van hulle draai af, om te kom kyk waar hulle kan kwaad doen. 2 dae na die verdwyning van die sonpanele, het Philip Coetzee, oom Nicolaas se broerskind en erfgenaam van die krot, vir Carlos gebel om te hoor of hy nie maar asseblief die ou plekkie wil koop en 'n vlerk oor die plek sal strek nie. Nee, dankie, het Carlos gesê, hy wil nie, hy skaal af. Nou staan Janina saam met Carlos op die boonste verdieping van die gedeelte van Barcelona, waar sy van nou af sal tuis gaan, en hulle kyk af na die seeroogplekkie. Die laaste keer wat Janina hier was, meer as 16 jaar gelede, het oom Nicolaas en tannie Sandra nog daar gewoon. In die 10 jaar daarna is die oom oorlede, en toe val die tannie van die houttrappe af en breek haar heup. Carlos het haar gelukkig hoor gil en roep, en hy het haar daar gekry. Hy het die helikopter laat kom om haar hospitaal toe te neem, nog vir haar in Nelspruit gaan kuier, waarna sy na 'n versorgingseenheid toe is, en toe het hy haar daarna nooit weer gesien nie. Sy is blykbaar ook intussen oorlede. Janina het Philip 1 keer in Kaapstad ontmoet, toe sy nog in die mag was. Natuurlik het sy geweet dat hy die Philip Coetzee was, wat die huisie langs Carlos hulle geërf het. Sy het nooit vir hom daarvan vertel nie, want hulle het dadelik koppe begin stamp, terwyl sy daaraan gewerk het om 'n moordenaar agter tralies te kry, het hy gespook om dieselfde man weer terug op straat te kry. Sy en Philip sal beslis nie langs dieselfde braaivleismuur sit nie, nie in 100 jaar nie. Maar Carlos het niks teen Philip nie. Janina kyk nou op na hom. So jy sê daar het uiteindelik 'n koper opgedaag vir die gehuggie. Hoe weet jy dit? Het Philip jou self laat weet? Nee, ek het die nuwe intrekker vroeër vandag vlugtig hiervoor in die grondpad ontmoet, toe ek vanoggend van Komati Poort af teruggekom het. In die grondpad weet sy nie dat mense nie veronderstel is om hier rond te stap nie. Hier is leeu's reg rondom die villa gesien, en op die res van die plaas, en olifante, en buffels. Wel, ek het haar gewaarsku, maar sy het hulle treklorry ingewag, en van intrek gepraat. Hy draai met 'n glimlag na Janina. Wina het hierdie bed vir jou tydelik oorgetrek, die dat ek jou eerste sarsie goed hiernatoe gedra het, maar jy kan self besluit waar jy eintlik wil wees. Jy kan hierdie eenheid permanent gebruik in die toekoms, of wil jy dalk by die 2 slaapkamer woonstel naaste aan die onthaalarea intrek? Hoeveel meubels gaan daar uit die Kaap kom? Bitter min, hierdie eenheid is doodreg, antwoord sy. Wel, tensy jy sal verkies om eerder in die huis in Komati Poort te gaan woon, maar eintlik wil ek jou bitter graag hier na by my hê. Die huis daar in Komati Poort is amper 'n bloudruk van hierdie een. 8 kleiner woonstelle aan die een kant, wat soos duplexe werk. Hier is dit vakansiewoonstelle. Sit eetkamer en kombuis met 'n houtvloer oor en 'n heerlike hoër dak oor die kuierarea in die middel, en 'n klein afkoelspadpoel daar aan die ander kant. By hierdie been, waar hulle nou staan, die derde been van die U, is daar 3 groter eenhede en 2 kleiner is. Ek wil hier bly, baie dankie. Janina haal haar skouersak met Binkie se as af en sit dit op die rakkie onder die spieël neer. Hier gaan hulle 2 lekker bly, baie dankie. In die woonstel reg langs Carlos se. Nou sal ek vir jou die uitkykpunt gaan wys, waar die mense nou se dae hulle geliefde se as kom strooi, vra Carlos, met sy oë op die vasie. Duidelik wil hy die ding uit sy huis hê. Ja, dankie, ek sal graag wil sien, maar Binkie sê, dat sy genoeg rondbeweeg het vir 1 dag. Sy het gekies om hier vir ons te wag, sy wil nie saamstap nie, dankie.
Dit is jammer, ek wou vir ons iets inpak vir 'n skemerkelk, verklaar Carlos met 'n vonkel in die oog. Alles reg, Binkie was nooit juis veel van 'n drinker nie, antwoord Janina sedig. Hulle stap sommer balkon langs na Carlos se woonstel. Sy skuifdeur staan oop, maar daar is 'n sterk veiligheidshek met 'n sifdeur voor die opening. Nie om mense uit te hou nie, dit is ook vir die bobbejane en ape. Hulle het oral reg van weg. Hulle was eerste hier. As daar dus plekke is waar hulle moet uitbly, sit jy nie net 'n bordjie op en dan skiet jy hulle nie. Hulle is slim genoeg om skuifdeure oop te maak, al lees hulle nog nie. En al verstaan hulle die reëls van hierdie is my plek en oral daar buite kan julle gaan, is reëls mos gemaak om te breek. Carlos maak sy vrieskas oop. Daar is driehoeksakkies met kiwivrug en arbeikelkies en ys in. Hy pak daarvan met ys in sy koelsak en 'n glas en 'n bottel whisky vir homself. Dit is 'n redelike kort stappie na die uitkykpunt waar die byna leë krokodilrivier onder hulle lê en die son nou laag op die oorkantste oewer hang. Daar is een dieperige kuil waarin 'n klompie seekoeie luidrigtig wag om uit te klim en te gaan wei. Normaalweg kom hulle nie direk hier na Barcelona toe nie. Die oewer aan hierdie kant is te hoog om reguit op te klim. As hulle hier verbykom, is dit laatnag of met 'n ompad, of vroegoggend op pad terug wanneer hulle weer na die water toe terugkeer. Oupa het destyds 'n klein sementpaviljoen hier laat bou, baie soortgelyk aan die uitkykpunt daar in Seekooiweg, met 'n muur aan die agterkant en 'n dakkie op. 'n Soort monument vir die mense wat hulle verloor het. Hy en ouma het dikwels hier kom sit en getreur oor die tye, toe hulle seun en skoonseun en kleindogter nog geleef het en almal bymekaar was. Maar sedert Janina laas hier was, is daar nou nuwe toevoegings by die pragtige uitkykpunt gevoeg. 3 herwonne plastiektafels met 4 sitplekke by elkeen. 'n Banktoer aan die een kant en 'n stomp heining agter dit alles, wat soos totempale daar geplant staan, 'n soort boma. Dit was 'n ontwortelde boom wat hier naby teen die oewer vasgespoel het, en toe het Carlos besluit om dit in pale op te saag en te plant, sodat dit beskutting teen die wind en wilde diere van die agterkant af kan bied. Nou is dit ook 'n muur van herinnering, waarteen mense foto's, kruise en koperplaatjies van geliefdes kan opsit. Meeste van die foto's is gelamineer. Op 'n stadium verweer dit. Daarom het Janina spesiale foto van Binkie in resin gegiet, met haar naam en geboorte en sterfdatum daarop. Sy draai daai plaatjie nou om haar nek. Sy het die kursus om dit te leer doen spesiaal net vir Binkie gedoen. Met die omdraai sien sy dat daar nou aan die agterkant van die paviljoen se steenmuur 'n deel gepleister en geverf is. 'n Soort swart bord. Met wit kruit staan daar op die swart bord geskryf. Psalm 30 vers 12. Ek was in rou, maar u het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek. En vers 13. Daarom sal ek sing tot u eer. Janina draai verbaas na Carlos. Is dit jy wat dit gedoen het, ou boet? Wanneer het dit gebeur? Carlos skud net 'n oomblik, sy kop negatief. Nee, daai is Daan Pelser se werk, pastoor Daan Pelser. Hy het so wat 'n jaar gelede daar by een van die klein woonstelletjies aan jou ander kant ingetrek. Toe ek hom die eerste keer gesien het, was hy so bietjie verlore, down and out, soos wat die Engelsman sê. Maar dit gaan nou weer goed met hom, en hy preek so waar ook weer. Ons het 'n deel van die middelblok van die huis daar in Komatipoort vir hom omskep as 'n kapel, en sy gemeente groei ook nou weer. Hy bedien in die oggende daar, en Sondagmiddag, dan kom gesels hy met die lede van 'n enkellopergroep hier in Komatipoort. En dikwels praat hulle sommer net hier. Jy het al gepraat van pastoor Peper se alleenloper begrafnisklub orkes. Dan is hy die pastoor Peper? Carlos snork. Ja, beslis, eerder hy as ek. En die orkesgedeelte? Vra Janina en gaan sit by die tafeltjie waarop Carlos sy koelhouertjie neergesit het, voordat hy vinnig rondkyk vir spore op die grond en kolle in die bome. Hierdie is wildtuin,
Soms is hier 'n luiperd. Sy het al babas gehad, naby 'n boom hier naby. Ou Pelser het 'n pragtige stem. Ek het vir hom een van my gitare gegee. Hy speel self, sê Carlos. En jy? Speel jy dan nie meer nie? Wat van al daardie musieklesse van jare gelede? Was dit verniet? Hou mens sommer net op 'n dag op om gitaar te speel? Vra sy. Nee man, ek speel nog. Ek gebruik net pa of oupa se gitare. Net soos jy, sal ek nooit ophou musiek maak nie. Hy kyk 'n oomblik lank in haar oë. Ek weet mos dat jy nog steeds ouma Kaap se Niendorf klavier daar by jou het. Net so, en dit is juist vir daardie Niendorf wat ek 'n spesiale duur trek gereël het om my goed te bring. Nie vir die ander goedjies wat nog daar by my agtergebly het nie. Sy en Carlos het ouma Kaap se huis saam leeggemaak en verkoop na ouma se dood. Die inhoud daarvan is nou in Carlos se woonstel en oral hier in die twee huise. Haar broer het styl. Hy pak nou die inhoud van sy koelhouer uit en gooi haar byna gevriesde drankie in 'n martini glas en syne met ys in 'n gekerfde kristalglas. En toe gaan sit hy op die bankie aan die ander kant, oorkant haar by die tafel. Daar is amper 'n gewyde stilte tussen hulle, toe die son vir kort oomblik diep oranje verstrengel raak met die swart silhouette van bome aan die oorkant van die oewer. Dit lyk asof dit vir ewig daar gaan bly hang. En toe sak dit stadig weg. Vir baie mense, moontlik 'n laaste dag op aarde. Vir Janina voel dit soos die eerste dag van 'n nuwe lewe hier in die bos. 'n Nuwe dimensie vir haar en Carlos om as broer en suster weer dieper bande te bou. Bande wat nooit weg was nie, maar hiervandaan af net weer sterker moet raak. Hier by die uitkykpunt raak dit nooit so donker dat mens glad nie kan sien nie. Carlos het 'n sonpaneel op die paviljoentjie se dak gesit. Daar is liggies wat aangaan wanneer die son sak. Nie Kersfees baie liggies nie, net genoeg om atmosfeer te skep. Met die son nou weg, maak Carlos glase bymekaar en pak dit weer in sy koelsak terug. Ek het besluit, in plaas daarvan dat ons self kos by die huis gaan maak, gaan eet ons eerder iets lekker by Amazing Riverview. Eet jy nie meer 'n kok hier by jou nie? Vra Janina. Nee, Temba en Wina sorg meestal vir die mense daar in Komatipoort, antwoord Carlos. Sorg, ja, dit is nogal 'n woord om te gebruik. Carlos sorg vir mense. Behalwe vir die huis, wat daar op die 4 hektar hoewe, het hy 12 houthuisies ook laat oprig vir mense wat alles in die lewe verloor het, daar in Komatipoort. Daar is 4 klein ablisieblokke wat hy laat bou het, en langstaan kampeerplekke vir mense wat van groot huise na kleiner, na karavane toe afgeskaal het, en goedkoop en veilige staanplekke daarvoor soek. Daar is water en elektrisiteit aangelê na elke staanplek of kampeerplekkie toe, met 'n wasbak en 'n braaiplek. Carlos doen niks half of agteraf nie. Met elke verandering wat hy aan die eiendomme gedoen het, het hy vir Janina fotos aangestuur, gevra of sy dit goedkeur en met hom saamstem. En natuurlik het sy alles goedgekeur. Sy is nie gepla oor wat hy met die eiendom doen nie. Daarom het sy meestal net met 'n halwe oor gekyk en geluister, veral oor die gedeelte van pastoor Pelser se kerkie en al die mense wat byna gratis op hulle grond daar in Komatipoort woon nie. Haar broer het 'n hart vir mense. Al is hy nie openlik 'n Christen nie, is sy hart amper so mooi soos Jesus sin, het sy besluit. Sy self het in elk geval nie die geld nodig wat hy ewe pligsgetrou in 'n spesiale rekening vir haar ook oorplaas nie. Sy verdien haar eie geld. Een of ander tyd gaan sy vir hom daarvan teruggee, sodat hy sy goeie werk tussen die hartseer, verlore en alleen mense van pastoor Peper kan voortsit. François Duval parkeer Harry se Suzuki Jimny en klim uit. Normaalweg sou hy gekies het dat hulle vroeër hier moes wees, sodat hulle die son oor die groot rivier kan sien sak. Maar Harry het mos eers nes geskrob. Gelukkig is dit donderdag aand, buite seisoen, en daar is nie vanaand
soveel mense wat hier by die Riverview wil kom uit eet nie. Maar net toe hulle begin aanstap na die restaurant wat daar aan die oewer van die rivier hang, ry daar 'n swart Mercedes Vito in. En Harry raak so byna van sy kop af van opgewondenheid. Dit is Carlos de Ruyter en sy suster. Duidelik beplan hulle ook om vanaand hier te kom eet, en sonder om te hoor of het hom, wat François is, sal pla. Stap hy nader en gaan nooi hulle om by hulle aan te sluit. Dit is mos net aandete, en hulle is hier vir die garnale uit Mosambiek. Nee, garnale is nie net aandete nie, dis baie spesiaal vir François. Het hy en François dan nie self gedink om hulle vingers en tande in daardie koningin garnale uit Mosambiek te slaan nie? Hoor hy hoe Harry sê, en François keer. Harry, nee man, los vir Carlos en sy suster. Hulle het mekaar jare laas gesien. Miskien kies hulle om vanaand alleen te kuier. En daar trek Carlos sy skouer op. Harry is reg, dit is net aandete, en hulle het heel dag môre om in te haal. Hulle twee ry in elk geval Wildtuin toe, hy en Janina. Word vervolg.